praat 'n slag bietjie oor 'n verhaal in die Nuwe Testament. In die boek Handelinge kry ons pragtige verhale van hoe die eerste gelowiges juis gemaak het om hulle geloof uit te leef en om oor ander mense te oortuig, om saam met hulle te glo. Nou, die boek Handelinge is ons nou 'n interessante boek. Die naam van die boek is in sy volledige vorm ons nou eintlik die Handelinge van die Apostels. En die naam wil nou juis ietsie sê van die aksies, die optrede, die dade van die apostels of die 12 disippels van Jesus. So amper asof hierdie boek dan nou juis wil sê so, wat het die disippels dan nou alles gedoen? Wanneer mense die boek Handelinge lees, dan is nou een van die eerste vrae wat by mense opkom, so wie het dit nou geskryf? Wie het hierdie boek Handelinge geskryf? Ek wil nou graag vir u nou so die eerste vers van hoofstuk 1 lees, en dat u nou kan hoor hoe ons nou by die slotsom kom van wie het dit geskryf. In Handelinge 1 vers 1 lees ons, my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af. Dit is Handelinge 1 vers 1. En nou is die interessante, as 'n mens na die evangelie van Lukas toe blaai, dan kry mens nog 'n verdere leidraad, wie het die boek Handelinge geskryf. Lukas 1 vers 1, en die lees ek nou graag vir u, daar staan, hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Lukas 1 vers 1. Dit is duidelik dat hierdie twee boeke, Lukas die evangelie en die boek Handelinge, aan dieselfde persoon geskryf is, en dan nou waarskynlik deur dieselfde persoon geskryf is. Geleerdes stem saam dat die evangelie van Lukas en die boek Handelinge deur Lukas geskryf moet wees. Nou, Lukas moet 'n mens onthou, Lukas was nie een van Jesus se disippels nie. Lukas is nie een van die wat saam met Jesus op aarde rond beweeg het en deur Jesus onderrig is nie, inteendeel. Ons weet van Lukas dat hy 'n volgeling van Paulus was, 'n medewerker van Paulus was, iemand wat saam met Paulus die evangelie wêreldwyd verkondig het. Ja, sommige geleerdes wil dalk nou soms selfs aflei dat Lukas met 'n klomp mediese kennis vir ons 'n leidraad gee dat hy dalk 'n mediese dokter was. Hoe ook al, Lukas skryf die evangelie van Lukas en die boek Handelinge. Aan wie word hierdie boek Handelinge dan nou geskryf? Ja, hier staan nou, het ons gelees in vers 1, aan Theophilus. Nou wie hierdie persoon Theophilus was, dit weet ons nou nie. Dit het nou 'n klomp spekulasie laat ontstaan. En dit help as 'n mens nou onthou, die naam Theophilus is nou die twee Griekse woorde, Theos vir God en Philos wat vriend beteken, dat 'n mens nou daarin juis sou ook kon aflei, dalk was dit nie 'n mens aan wie hierdie boek geskryf is, 'n mens met die naam van Theophilus nie, maar dalk juis om te sê, almal wat 'n vriend van God is, almal wat vir God liefhet, 'n geliefde van God. En dan kon dit mos nou enige iemand wees. En hoor nou, dat dit nog bietjie vaag is aan wie die boek Handelinge geskryf is. Hoe dit ook al sê, Lukas probeer sommer van die begin af baie duidelik stel, die rede hoekom hy hierdie twee boeke skryf is, dat hy alles wil vertel oor wat 'n mens van Jesus moet weet en moet glo. So vat hy dit vas in die evangelie van Lukas. En dan wanneer hy die boek Handelinge skryf, is dit amper asof hy wil sê, hier kom volume 2, alles wat gebeur het na Jesus se dood en opstanding. Dit help ons dan nou juis om by 'n punt te kom om te sê so, waaroor handel die boek Handelinge? Die boek Handelinge in die eerste hoofstuk lees mens nou sommer klaar 'n paar sleutels, leidrade. Waarvoor moet 'n mens oplet in die boek Handelinge? Handelinge 1 praat juis oor die uitstorting van die Heilige Gees wat Jesus self al oor gepraat het met sy disippels. Maar dit praat ook van die opdrag wat Jesus vir sy disippels gee om te gaan getuig oor sy lewe. So, as 'n mens dan nou wil vasstel waaroor gaan die boek Handelinge? Dit is die verhaal van wat gebeur na Jesus se dood en opstanding en hoe die disippels daarmee gemaak het met hierdie boodskap van dood en opstanding. Kom, luister 'n volgende keer verder.